received my sight, and now I am happy all the way. Hallelujah, at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. Hallelujah, at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. Yes, it was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. Hallelujah, at the cross, where I first saw the light, the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. At the cross, where I first saw the light, the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. Praise the Lord, at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. Halleluja. Here, dankie vir jou nuwe kruis. Dankie vir die bloed van die kruis, ons prys U. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Baie, baie dankie, Here Jesus, dat U, wat die Seun van God is, gewilliglik U self as 'n bloedoffer gegee het, sodat ons deur die oortuigingswerk van die Heilige Gees ons sonde kan bely, en dat die bloed van die lam dit kan wegneem. Baie, baie dankie vir 'n voorreg wat ons het, Here, want ons weet, ons het niks daarvan verdien nie. U dit kom doen, U dit verniet kom doen, maar U het met U bloed betaal vir dit. En ons dankie dat ons in hierdie dag weet, ons is duur gekoop deur die bloed van die lam. Here, nie uit die wil van 'n mens nie, maar dit was die wil van God. En U het die wil van die Vader kom doen. U het U lewe gegee. Baie, baie dankie dat ons alles wat ons van U ontvang het, Here, in ons harte sal bewaar. Alles wat U gesê, alles wat U gedoen het. Baie dankie dat die Heilige Gees ons daaraan herinner, en ook die woorde wat U gespreek het, sodat ons net woorde van waarheid sal verkondig, want U is die woord en U is die waarheid. Baie, baie dankie dat ons dan in hierdie dag ook weer eens by die woord van die Here kan stilstaan, en Here, dat daar 'n oor sal wees, elkeen wat wil hoor, dat hulle sal hoor, wat die Gees aan die gemeente sê. Dankie dat U elke oor bestryk met U kosbare bloed, en ons prys U dat net die waarheid sal ingaan vind. En Here, dankie dat wanneer ons so onder die bloed van die lam is, dan kan ons bid vir die siekes, in die naam van Jesus vir genesing, en so bid ons vir elkeen wat siek is. Here Jesus, ons bid nie net vir siekes, omdat dit 'n gewoonte is nie. Here, ons bid vir die sieke, want U wil gesond maak. Halleluja. En daarom, Here, is ons vol ywer om elke keer te bid vir die sieke, want ons verwag 'n wonderwerk in die hand van die Here. Want deur U wonde het daar genesing gekom, en ons bid in hierdie môre, elke sieke, Here Jesus, halleluja, baie dankie vir genesing, en ons bid dit in Jesus se naam,
en ons weet dat die Here doen die werk. Halleluja, ons eer U. So bid ons saam, Here, vir al die gebedsversoeke, ook aan die Here bekend. Here, U het gesê, kom na my toe. Die Here, dankie dat ons na U toe kan kom, en ons weet dat die Here sal hoor en antwoord, en hy sal rus gee. Ons eer U daarvoor in die wonderlike naam. Dankie, Here, al die reën wat daar reeds geval het, ons wil net die Here loof en prys vir die reën wat hy vir ons gegee het. O, halleluja. Dit is so wonderlik om te weet, ons bid en die Here gee reën. Maar ons bid ook vir die plekke wat nog nie reën gehad het, en dat die Here ook aan daardie mense genade sal betoon en vir hulle reën gee, opvolgreën gee. Dis wat so nodig is in hierdie dae ook, Here. Ons eer U dat U dit doen en ons prys U daarvoor. Seën ons nou saam rondom die woord. Vra dit in die wonderlike naam en ons prys U daarvoor. Amen en amen. Prys die Here. Ons is dankbaar om so saam te wees. Ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. En ek is pastoor Flippie Gerber. En my telefoonnommer is 082-874-1705. Nou ons het laasweek gepraat oor die rots. Jesus wat die rots is. Ek wil net vir u 'n paar dinge nog noem daaroor, wat wonderlik is uit die woord van die Here. Ek wil net dit vandag vir u sê. Pontius Pilatus vra vir die Here, wat is waarheid? En die Here antwoord hom nie. Ek wonder wat sou Pontius geantwoord het, as die Here vir hom vra, wat is waarheid? En ek dink dat in Johannes, die sendbrief van Johannes, word dit eintlik baie duidelik. Ek het al die jare vir mense gesê, die waarheid is, daar is geen leuen in die waarheid nie. Dis die waarheid. En in die leuen, wat is die leuen? Daar is geen waarheid in die leuen nie. En ek dank die Here dat dit is net so. Daar is geen leuen in die waarheid nie. Hy sê, die woord van die Here sê dat die Here is waarheid, en omdat hy die waarheid is daar geen leuen in hom nie. En ons sien in Johannes dit baie duidelik. Maar hierdie mooi skrif, en ek wil hê dat u rondom die woord wat ons gaan bedien, net dit sal onthou. Hy sê 1 Johannes, die 2de hoofstuk, die 21ste vers, ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken en omdat geen leuen uit die waarheid is nie. Hoor weer, geen leuen uit die waarheid is nie. Hier is 'n baie belangrike ding. As daar nou geen leuen uit die waarheid is nie, die woord, kom ons sê die Bybel wat ons vashou. Ek wil net dit sê, iemand het gesê dat hierdie die wat op die Bybel geskryf staan, die Bybel is net 'n titel, dis nie die woord van God nie. Ek wil dit net vandag vir u sê, dat hierdie is die geskrewe woord. En weet jy wat sê die geskrewe woord vir ons? Hy beskryf Christus wat die woord is. Hy sê, hoe moet ons optree teenoor die woord? Vertel ons alles van die woord. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. Nou, is hierdie die geskrewe woord van God. So, die geskrewe woord, as jy vandag 'n hofsaak het, wat is jou veiligste defense, of wat is jou veiligste redenasie of bewys dat jy die waarheid praat? Is geskrewe. Nou, dit meen, as daar 'n geskrewe stuk is, dan word dit deur die hof aanvaar. En hierdie is die geskrewe woord. En dit is al hoe ons die Here kan leer ken wat die woord is deur die geskrewe woord. En as ons die geskrewe woord lei, dan sal die Heilige Gees ons leer en lei in die hele waarheid. Dis die Heilige Gees se werk. En daarvoor dank ons die Here. Dit gaan alles oor die woord van God. En daarom sê hy sê, omdat geen leuen uit die waarheid is nie. Nou, vandag
sê hulle nie iets wat Paulus gesê het, dis 'n leuen nie. Hulle sê nee, dit is net vir daai gemeente geskryf. Nou, praat hulle oor iets wat teen hulle geloof is en wat hulle nie glo nie, dan sê hulle nee, dit kom uit die Katolieke Kerk uit. Nou, dit meen daai gedeelte in die woord van die Here kom uit die Katolieke Kerk uit. Hulle het dit so geskryf. Nou, ek wil vandag vir jou sê, jy kan maak wat jy wil, jy kan doen wat jy wil, maar elke Jood aan titel van hierdie woord sal eendag voor jou staan as jy dit nie, hierdie geskrewe woord, ten volle aanneem nie. Halleluja. Onthou dit. Hierdie Bybel. En wat het die Bybelvertalers gedoen? Hulle het die woord van God kragteloos gemaak. Deur wat? Deur hulle wysheid en hulle kennis en hulle dink hulle weet beter as wat God se woord dit kan skryf. Ek wil vandag sê, daar wag vir hulle oordeel. Al hierdie Bybelvertalers, daar wag vir hulle 'n oordeel en dit is die woordoordeel en dit is die regterstoel van Christus. Halleluja. Hulle sal deur die woord geoordeel word. Al hierdie Bybelvertalers, die Bybelgenootskap wat toegelaat het dat ons Afrikaanse Bybel so uitmekaar geskeur word as gevolg van Bybelvertaling. Want dit wat werklik in God se woord staan nie in die nuwe vertaling nie. Niemand kan dit van my bewys nie. Hulle het 'n vertolking gedoen soos wat hulle dink dit moet wees, maar nie 'n vertaling nie. Maar hulle sal elke ene, ek gee nie om of jy die hoof van 'n Pinksterkerk was en of jy hoof van die NG Kerk, ek gee nie om wat bygewoon het en gekyk het na die vertaling met reg is. Ek wil vandag vir jou sê, jy sal voor God gaan rekenskap gee en jy sal geoordeel word na wat in hierdie woord geskrywe staan. Ek sê dit 100 maal vir mense. As iemand vir my 'n nuwe vertaling gee, as ek Saterdag vleis braai, dan begin ek my vuur daarmee. Want hierdie nuwe vertaling hoort in die vuur, hy's niks werd nie. Maar mense hang daaraan, want hulle verstaan nou bietjie meer die skrifte. Jy verstaan dit en jy's op 'n dwaalweg. Halleluja. En dit is waarom dit so belangrik is dat ons in hierdie dae die waarheid moet verkondig. En ek dank die Here dat ons kan doen. Ek dank die Here natuurlik vir een Bybelvertaling wat daar is, wat reg is, en dis die ou King James Version, nie die nuwe een nie, die ou King James Version. Vat so 'n Bybel, gooi Jimmy Swaggart se Bybels weg, gooi hierdie ene wat vir jou verklaring so goed gee, gooi dit weg, kry vir jou King James, kry vir jou ou vertaling, die 33-53 vertaling, kry vir jou daai, gooi al die ander Bybels weg, dis vir jou niks werd. Want jy raak nie wyser nie, jy raak net dommer. Halleluja. Wat sê die woord van die Here oor die rots? Numeri 20 vers 7. En u moet oplet na wat die woord van die Here hier vir ons sê. En die Here het met Moses gespreek en gesê, hy's die 8ste vers, neem die staf en laat die vergadering by mekaar byeenkom. Dit meen Moses neem die staf. Jy en jou broer Aaron en spreek julle die rots aan voor hulle oë, dan sal hy sy water gee. Prys die Here. Jy moet hoor wat die woord hier sê. Spreek julle, dit met Aaron en Moses, spreek julle die rots aan voor hulle, dit met die volk se oë, dan sal hy sy water gee. Die rots is 'n hy. Die rots is, die water kom uit hom, en dit meen sy water. Prys die Here. Hy sê, so moet julle dan vir hulle water uit die rots laat vloei, en die vergadering
en hulle vee het gedrink, laat drink. Halleluja. Dis vir my so wonderlik. Waaruit moet die water vloei? Uit die rots. Wie sal die oorsaak wees dat daar water uit die rots sal vloei? Die Here sê vir Moses en Aaron, spreek julle met die rots. Die Here het nie gesê, ek sal met die rots praat nie. Die Here sê, spreek julle met die rots. En hierdie rots is Jesus. So as ek water van die Here nodig het, moet ek die rots aanspreek. En sodat daar water uit hom kan uitvloei. En wanneer ons kyk in Johannes, die 4de hoofstuk, dan sien ons die vrou by die put, Samaritaanse vrou by die put van Jakob. En die Here het gesê, as jy vir my water vra, as jy geweet het wie hy is wat hier voor jou sit, sou jy vir hom water gevra. Dit meen, jy moet my aanspreek. Hoe? Jy moet vir my vra en ek sal vir jou water gee. En dis presies wat hier gebeur. Spreek julle die rots aan voor hulle oë. Dit meen, spreek jy die rots aan. Dis vra. En dan sal hy, hierdie rots, wat die Here Jesus is, sy water gee. En het hy dit gegee? Ja. Die heel eerste keer was aan die kruis, toe sy deursteek is by die spies, het daar water en bloed uitgekom. En verder, die Here Jesus het reg deur Johannes baie genoem van die water van die lewe, en dat hy sal, hy wat in my glo, soos die skrif te sê, strome van lewende water sal uit sy binneste uitborrel. Halleluja. En kom drink van die waters van die lewe, ensovoorts, ensovoorts. Dit meen, ons kan die rots aanspreek deur te vra, en wat gaan die rots doen? Hy gaan vir ons water gee. O, halleluja. Kom ons gaan net verder. Hy sê, die 9de vers, toe neem Moses die staf voor die aangesig van die Here. Hy neem het weg, die staf voor die aangesig van die Here, soos die Here hom beveel het. 10de vers, en Moses en Aaron het die vergadering voor die rots laat byeenkom. En hy het vir hulle gesê, hoor tog, julle wederstrewiges, moet ons vir julle water uit die rots laat vloei. Julle is so wederstrewig, julle memorieer en julle kaar, wat alles. En hier is die interessantheid. Is ons in hierdie tyd nie ook daarmee besig? Ek wil hê met mooi luister, sover die Heilige Gees aangaan. Ons roep en ons bid vir die dooping met die Heilige Gees, en dan gebeur niks. Weet jy waar moet ons kom? Ons moet voor die rots bly staan. Die Here Jesus het klaar die waters uit die rots laat vloei, want hy is die rots. So, daar is nie 'n probleem by die Here nie. Ek dink die grootste probleem is by ons, en veral by die Pinksterkerke, want hulle laat die Heilige Gees nie meer toe nie. Daarom, vra Moses vir die volk, hierdie woorde, moet ons vir julle water uit die rots laat vloei. Prediker, moet jy water uit die rots laat vloei. Dit meen, moet jy sorg daarvoor dat die waters van die Gees, die waters van die lewe, moet uitvloei uit Christus binne in die volgende mense. Glo jy dit? En dis waar die probleem lê. As Aaron en Moses God nie geglo het nie,
sou daar nooit water uit die rots gekom het. Maar hoor wat sê die woord van die Here verder. En as gevolg van hierdie wederstrewigheid, nou sê hy in die 11de vers, daarop tel Moses sy hand op en hy slaan die rots 2 maal. Jy moet kyk wat hier gebeur. Die heel eerste keer het die Here vir Moses gesê, slaan die rots. Maar toe hulle in hierdie stadium kom, toe sê die Here, baie interessant, vat die staf. Jy moet baie mooi luister. Vat jy die staf voor my aangesig weg. Gaan staan voor die rots en gaan staan voor die volk. Nee. En spreek jy en Aaron die rots aan. Moses staan met die staf, hy het gesien dat met die staf, die eerste keer het hy geslaan, toe die water gevloei. Nou staan hy met die staf in sy hand. Maar die Here het gesê, spreek met die rots. En met sy hand, met die staf in sy hand, het hy gedink, wel, ek het die eerste keer om geslaan, hoekom kan ek hom nie die tweede keer slaan? En hier is die verskil. Hy het die rots geslaan en daar het baie water uitgekom, sodat die vergadering gedrink het en hulle vee. Hy het weer geslaan, nadat die Here gesê het, spreek met die rots, die water het weer uitgevloei. Maar Moses het een van die grootste foute gemaak van sy lewe. Wil net verder lees. Hy sê Numeri 20 vers 12, toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle in my nie geglo het, om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie. Daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring wat ek aan julle sal gee nie. Wat gebeur met Aaron en Moses? Toe Moses die rots slaan in plaas van dat hy die rots aanspreek. En hierdie is in my so wonderlik. Halleluja. Eerste keer is die rots geslaan. Net een keer. Moses kom, hy slaan die rots 2 keer. En Christus is eenmaal gekruisig. Eenmaal geklowe. Eenmaal het daar bloed en water uitgekom. Maar wat hier wonderlik is, en dit is dat, ek wil sê, dat wanneer het by die Here Jesus kom, wat die rots is, spreek die rots aan. Dit meen in die Nuwe Testament, moet jy nie die rots slaan nie. Jy moet die rots aanspreek en hy sal vir jou water gee. En dis waarom die vrou by die put vir my so mooi is. Nou, sy het later gevra, Here, gee vir my van hierdie water, sodat ek nooit weer dors kan kry nie. Halleluja. Dit is wat die Here hier bedoel het. Want hy sê, en spreek julle die rots aan voor my oë, dan sal hy sy water gee. En nou, hy sê, omdat julle in my nie geglo het nie, dit meen, julle het nie in my geglo, toe ek gesê het, spreek die rots aan nie. Eenvoudig. Moses dink hy moet die rots weer slaan, hy slaan hom sommer 2 keer. Die volk van God het hom so wederstrewig gemaak, dat hy het geslaan. En is al wat die Here vir hom gesê, spreek die rots aan. Maar Moses, jy en Aaron het my nie geglo nie. Eintlik sê die Here vir hom, jy en Aaron het my woorde nie geglo nie. En dis die hele kerk wêreld se probleem vandag. Hulle glo nie die woord van God nie. Hulle gebruik enige taktiek, manifestasies. Hulle spreek dinge uit oor ander
en hulle wens hulle seëninge toe, en hulle bid vir dit, en hulle bid vir dit, maar hulle staan in ongehoorsaamheid aan die woord van God. En ek wil nou vandag vir jou sê, as jy ongehoorsaam is aan die woorde van God, sal jy die land Kanaan nooit sien nie. Jy kan die waarheid aan die volk van God verkondig vandag net soos jy wil. Hulle glo dood eenvoudig die woord van die waarheid nie. Die waarheid is Christus, die woord is Christus, die rots is Christus, die water is Christus. Noem dit olie, alles, dis Christus. Glo julle die woord van God, wat hy aangaande die rots sê. Jesus, glo jy die woorde van God die Vader, wat hy aangaande sy seun getuig? Glo jy dit? Glo jy die woorde wat die Here Jesus is? Hy is die woord van God. En hy het die woord gespreek. Glo jy dit ten volle? Maar daar is 'n interessante ding geskrywe. Hy sê in 1 Korintiërs 10 vers 11, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskryf as waarskuwings aan ons, op wie die eindes van die eeue gekom het. So, dit wat by Moses en Aaron gebeur het, en dis een dingetjie in die Ou Testament, is 'n voorbeeld en is opgeskryf vir ons wat aan die einde van die eeue gekom het. Want dis presies wat vandag in die kerkwêreld gebeur. Die predikers doen dit wat God se woord nie sê hulle moet doen nie. Hulle preek dinge wat nie in God se woord is nie. Hulle het sekere beginsels in die kerk wat niks met God se woord te doen het. Hulle luister net eenvoudig nie na die woord van die God nie. En dit is wat met Aaron en Moses gebeur. Hulle het nie geluister nie en hulle was nie gehoorsaam nie. En wat het gebeur? Al twee het gesterwe voordat die volk Israel in die land Kanaan ingegaan het. Halleluja. Nou, hier 'n interessante ding. Hy sê in 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Wat is 'n versoeking? Ek wil dit vandag vir u baie duidelik sê. Dat die Here Jesus was versoek in die woestyn, 40 dae, 40 nagte. Toe hy uitkom, toe was daar nog 3 laaste versoekinge gewees. Waarmee het die duiwel Moses versoek? Die Here Jesus versoek in die woestyn. Met die woord. Want hy het die woord die hele tyd aangehaal. Dan sê hy vir die Here Jesus, daar staan geskrywe, dan antwoord die Here hom. Daar staan geskrywe, dan antwoord die Here hom. Elke keer in die laaste 3 kon ons dit ook sê, daar staan geskrywe, dat as u die seun van God is, kan u van hierdie klippe brood maak. Ek wonder wat sou ons gedoen het, as die duiwel sê, man, julle is nou in staat om van hierdie klippe brood te maak. En ons weet, ons kan dit gedoen het. Ek wonder hoeveel van die predikers vandag sou gesê, ek gaan brood maak nou van dit. Wat is die rede? Want hulle wil mense trek. As hierdie klippe brood word, dan gaan ek baie mense trek. As hierdie sieke gesond word, gaan ek baie mense trek. Nou, as dit gebeur, gaan ek baie mense trek na my toe. En ek wil nou vandag vir iets sê. Die oomblik as jou oog daarop gerig is en die hele kerkwêreld van al die Pinksterkerke, hulle tel die mense wat na hulle kerk toe kom. En sê, ons was Sondag soveel in die kerk. Pastoor, wat gaan met jou aan? Is dit die rede waarom jy God se woord verkondig? Waarom jy as 'n pastoor in die gemeente staan, net om te kyk hoeveel mense na die kerk is? En dit is waarom. Ja. Dit sal vir die mense beter wees as daar nie meer kerke is nie. Want daar kan nie nog mense staan voor, kyk hoeveel lidmate in sy kerk is.
Die oomblik, as jy hoor, wow, daai man het 'n groot gemeenteheid, soveel lidmate, dit gaan goed daar in die Here seën, moet dit nie glo nie. Halleluja. Wat het met Dawid gebeur? Hy's 'n man na God se hart gewees, maar jy sien, hierdie voorbeeld van Dawid gebruik hulle nie vandag nie. Hulle gebruik as 'n pastoor skei en te trou met iemand anders. Dawid was 'n man na God se hart en hy het dieselfde ding gedoen. So ek kan myself onskuldig. Maar Dawid wat die volk getel het en toe die pes onder die volk kom as gevolg van hom, omdat hy die volk getel het, toe sterwe van die volk en Dawid word gestraf. Maar ons vandag, ons kyk na die getalle en ons skryf dit in die boek. En nou roem jy daarop, pastoor. Die pes is onder die kinders van die Here. En van hulle sal sterwe. En jy sal ook nog gestraf word. Hou op met julle getalle. Die Here Jesus het niks met die getalle te doen nie. Ja, maar die Here sê, as daar een skaap verlore gaan, los hy die 99. Ja, die Here gee getal. Nou, daar kan 100 skape wees, as een verlore gaan. Nou, dan gaan soek hy hom. Vandag, as jy 1000 mense in jou kerk het, en een gaan verlore, of een gaan uit die kerk het, en een gaan dit, dan doen jy nie eens navraag nie, jy laat hulle net gaan. Jy is nie bekommerd oor hulle nie, sê nee, wat daai is te arm, en daai en gee probleme, en daai en dit. Wie is jy? Jy is nie 'n diensknegt van die Here nie. Waarom kan jy die skaap nie gaan soek, en vir hom vra wat sy probleme is? En as jy skuldig is, pastoor, bely voor daardie persoon. Dan is jy 'n diensknegt van die Here. Maar dit mag nie vandag gebeur nie. Want jy het 'n kliek in jou kerk en hulle koek om jou en niemand mag aan die pastoor vat nie. Wie dink die pastoor is hy? Hy's 'n niks. As die Here vir Aaron en Moses nie gespaar het, dink jy die Here gaan julle spaar? As jy siele laat verlore gaan, dink jy die Here gaan jou spaar? As 'n kerkgenootskap nie omgee vir siele nie, hulle verstoot hulle en siele gaan verlore, dink jy die Here gaan 'n kerkgenootskap spaar? Nou die mense met kerk toe, moet nie die onderlinge byeenkomste nalat nie. Ons moet net kerk toe, want daar die Here afspraak met jou. Jy lieg, pastoor, dit is nie so nie. Ek het 'n afspraak met die Here wanneer ek in my binnekamer gaan alleen. Dit wat ek daar ondervind, kan ek kerk toe dra. En almal kan geseën word daardeur. Halleluja. Dis waarom, wanneer ek hierdie goed lees, nou hierdie is my interessant. Die Here sê, Moses, jy sal die land sien. Jy na Aaron, maar julle sal nie daarin gaan. Toe ek het lees, toe sê ek, hy sê dit in Numeri 32 vers 52, want reg voor sal jy die land sien, maar jy sal daar nie inkom. Kom daar die ou evangelielied wat ons al die jare gesing het, wat vandag nie meer gesing word nie. Want hulle is so verlief op hierdie Hillsongs en weet nie wat se kunsmatige goed wat hulle vandag doen, en almal sing gospel en daar is geen ondervinding wat een met die Here gehad het nie, maar dis geseën. Nou, al die instrumente uit die kerk uitgehaal, nou het hulle die ding, hulle gooi daar 'n prentjie op die screen, en die musiek speel daar, so nou moet almal net saam sing. Pastoor, weet jy wat, jy is dood in jou hele wese as jy dit doen. Jy het niks van die Here ontvang nie. Inteendeel, sal hierdie selfde beeld eendag gebruik word vir die antichrist, daai beeld wat vir hom gemaak sal word. Hy sal kan praat uit in die gees en op dit meen, hy sal saam met julle kan sing, hy sal saam met julle kan hande klap.
al hierdie dinge en julle sal agter hom volg. En sê, glory, 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 ons het 'n heerlike tyd gehad. Dis 'n leuen. Jy het nie met die werklikheid te doen nie. Jy het met die leuen te doen. Tyd laat hulle die screens uit die kerke weer wegvat. En al die musiek wat hulle speel en almal met saam sing, gooi al hierdie gemors uit. En begin weer sing met instrumente. Jesus is die soetste naam vir my. Wat het geword daarvan? Ek sien die land van graan en wyn. Ek wil vandag vir jou sê, baie wat dit sing, sal nooit daardie land sien nie. Ek wil gou verder gaan. Spreek met die rots. Hy sê dit in Deuteronomium 32 vers 4. Die rots volkome is sy werk. Die rots se werk is volkome. Halleluja. 'n God van trou en sonder onreg, regverdig en reg is hy. Wie? Die rots. Hier beskryf hy mooi wie die rots is. Halleluja. Die rots is 'n betroubare woord van God en is werd om ten volle aangeneem te word. Dis waarom in Titus te skrywe, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Dan sê hy natuurlik in 2 Titus 3 vers 15, en ek wil jy wat sê dat die woord, die Bybel, op die woord, die geskrewe woord van God is net 'n titel, hoor wat sê die woord. En dat jy van kleins af die heilige skrifte ken. Wat ken? Heilige skrifte. Wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Jesus Christus. Wat kan jou wys maak tot saligheid? Die heilige skrifte. En ek wil dit weer sê. Ek kry hierdie klop Bybelvertalers jammer, want hulle sal brand in die ewige helse vuur, omdat hulle hierdie heilige skrifte vertolk het soos wat hulle dink dit moet wees. Die hele skrif is deur God ingegee, is nuttig tot lering, teregwysing, vir weerlegging, onderwys en geregtigheid. Hy sê sodat die mens van God, dit meen ons kinders van die Here, volkome kan wees en vir elke goeie werk volkome toegerus. Halleluja. Hebreërs 1 vers 9. U die rots. Ek noem dit so. Ek begin met dit. U die rots het geregtigheid en reg lief gehad. En ongeregtigheid. Halleluja. U die rots het reg en geregtigheid lief gehad. Ongeregtigheid gehad. Daarom het o God, u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. Ek wil nou vandag vir u sê, soek die koninkryk van God en sy geregtigheid. As ons weer die Heilige Gees in die kerk wil hê. Halleluja. Die Heilige Gees gaan gepaard saam met die salwing van Christus, want hy is gesalf. En ons het die salwing. En broer, luister nou mooi, sal ons weer hierdie Heilige Gees in sy volheid, soos op Pinksterdag ontvang. Nou roep hulle vir herlewing, en hulle profeteer oor herlewing. Dit kan nooit gebeur nie. Ons sit in ons afval en ons doodsheid, ongehoorsaam aan die woord van God. Geen geregtigheid en reg word gehandhaaf nie, van hoofkantore af. Wys my hoofkantore, aan hoeveel pastore het hulle reg verskaf? En aan hoeveel pastore het hulle onreg aangedoen? Pinksterkerke, wys dit vir my. Maar ons bid dat die Here julle almal seën. Ons doen dit. Ons doen dit. Bedorwe in die verstand. Net soos Eva mislei is deur die duiwel. Maar wat sê die woord van die Here verder? Halleluja. Ek gaan dit nie lees nie, maar ons weet dat die soldaat, toe hy die spies in sy steek na bloed en water het gekom. 'n Psalm van Dawid. Hy sê hierdie woorde:
Ek gaan nie die hele 31 vers 1, ek wil net die laaste gedeelte, want dit is alles mooi. Laat my nooit beskaam staan nie, bevry my deur u geregtigheid. Wys my hoeveel geregtigheid vandag in die kerkwêreld is. Reg en geregtigheid. Wys my hoeveel geregtigheid spesifiek in die Pinksterkerke is. Hy sê in die tweede vers, red my gou, rots om in te vlug, 'n baie vaste huis, halleluja, om my te verlos. Hierdie rots is 'n baie vaste huis. En hy is natuurlik 'n staanplek om op te staan. Want u is my rots en my bergvesting, en om u naam ontwil sal ek u lei en u bestuur. Halleluja. Prys die Here. Aanskou die rots waaruit jy gekap is, ek het laasweek genoem. Ek gaan nie baie daaroor sê nie, maar en hierdie rots waaruit ons gekap is, ons moet sy beeld dra. Ons moet soos hy word. Ons het daai koortjie jare terug gesing. Te wees soos Jesus, ek verlang te wees soos Jesus. Wat het daarvan geword? Nee, ek wil wees soos die wêreld vandag. Ek wil nie my afskei van die wêreld af nie. Ek wil lyk soos die wêreld, ek wil aantrek soos die wêreld, ek wil drink soos die wêreld, ek wil vloek soos die wêreld, ek wil tattoos dra soos die wêreld, ek wil rook soos die wêreld, alles, ek wil al hierdie dinge doen. Nou, want die Here is genadig en liefdevol, hy sal my nie laat verlore gaan as gevolg van dit nie. Dis hoe die beeld van Christus vandag lyk binne in die kerkwêreld. Dan natuurlik praat hy van, in Daniel, ek gaan dit net vinnig noem, van die klip wat losgeraak het, en hierdie beeld aan die voete getref het. Maar hy sê hierdie mooi woorde, die Daniel 2 vers 35, maar die klip wat die beeld getref het 'n groot rots geword, wat die hele aarde gevul het. Baie interessant, die klip word 'n rots, en hy vul die hele aarde. Hoekom het dit die hele aarde gevul? Hy sê, Matteus 24 vers 14, hy sê, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis van al die nasies, en dan sal die einde kom. Dit meen, die oomblik wanneer hierdie evangelie, nadat Christus gekom het, gesterf het, en hierdie evangelie word aan die hele wêreld verkondig en aan alle nasies, dan is dit die rots wat al groter en groter en groter werd. En die Bybel sê, die hele aarde vol. Halleluja. En ons nie alreeds daar nie, want hierdie evangelie het al die hele aarde vol geword. Dis die rots. Halleluja. En dan gaan die woord van die Here verder. En ek wil dit net noem, hy sê in Openbaring 3 vers 10, halleluja, hy sê, omdat jy die woord van my leidsaamheid bewaar, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Nou hier is 'n interessante ding, die rots raak al groter en dit vul die aarde. Die evangelie sal aan al die nasies, volke, tale ensovoorts verkondig word, dan sal die einde kom. Nou die wêreld, en dit is net so, moslimlande, reg deur die wêreld vandag, hierdie evangelie word oral verkondig. Ek weet, daar is teestand, en daar's mense wat doodgemaak word, en mense wat mishandel word, en mense wat seer kry as gevolg van die evangelie, maar dit versprei. Waarom? Want hierdie evangelie moet aan die hele wêreld verkondig word. Dit meen, hierdie rots moet die hele wêreld vol raak. En nou praat hulle van die 7 jaar van verdrukking. Ek wil nou vandag vir u sê, daar gaan nie 7 jaar van verdrukking wees nie. Ons noem dit 'n verdrukking, maar die eerste 3,5 jaar van hierdie verdrukking gaan die Here God die hele wêreld op die proef stel. Hoe dit doen? En nou by Daniel en die beeld van Nebukadneser, wie moes almal buig voor daardie beeld? Die hele wêreld. Nou daar het 3 manne nie gebuig nie. En nou kom ons in Openbaring, in die groot verdrukking, die eerste 3,5 jaar, gaan daar geen reaksie wees teen enige evangelie of Christendom of enigiets van die aard nie. Want die Antichrist
sal in die tempel sit as God. Maar waar die God? Hy gaan hom voorgee as Jesus Christus. Want al die goed wat saak maak, die bloed, die kruis, ensovoorts, word alreeds in die kerkwerk, Pinksterkerkwerk, ensovoorts, uit die weg geruim, sodat die antichrist geopenbaar kan word. Vir die eerste 3,5 jaar gaan hy regeer as die wonderlike man. Die laaste 3,5 jaar, wanneer die valse profeet na vore kom, wat gaan hulle maak? 'n beeld. En dit is hier waar die gelowiges, die kinders van die Here, in die groot verdrukking, die hele wêreld saam op beproewing gestel gaan word. Gaan julle nou weer die dier aanbid? Dit gaan 'n beproewing wees. En die wat die beeld nie aanbid het, die sal gedood gemaak word. Maar die eerste 3,5 jaar is 'n beproewing aan die hele wêreld. As jy my sê, dit is nie so nie, dan meen ek Openbaring 13 lieg en Openbaring 3 vers 10 lieg. Want julle wil nie luister na die woord van die Here nie. Julle wil nie, julle wil soos Aaron en Moses wees, ons sal die ding doen soos wat ons glo is reg. Julle wil nie luister nie. Julle wil nie gehoorsaam wees nie. En ek wil vir jou sê, jy sal die ewige lewe nie sien nie, maar eerder die ewige ja. Halleluja. Daarom sê ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Dit meen, die hele wêreld, ons ingesluit, sal op beproewing gestel word, in hierdie groot verdrukking. Hy sê, kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het. Dit meen, in hierdie tyd, hou net vas wat jy het. Dan gaan die woord van die Here verder. Ek wil dit vir u noem. Waarom die Here met my dit gepraat het? Daar is een skrif wat niemand verstaan nie. Pastor, hoe kan jy sê niemand nie? Ek wil weer sê, wat niemand verstaan nie. Miskien mense met wie ek al gepraat het, maar wat niemand verstaan nie. En ek gaan die skrif vir u lees. Hy sê in Hebreërs 10 vers 25, want dit is wat die kerk verkondig. Dit wat ek nou gaan sê. Dit is wat die kerk verkondig. Hy sê, Hebreërs 10 vers 25, en laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit is te meer na mate julle die dag sien naderkom. Nou, ek wil hom net opbreek. Ons moet nie ons onderlinge byeenkomste nalat, soos sommige versuim om dit te doen. Dan moet dit nie nalat nie, want in hierdie onderlinge byeenkoms is daar een belangrike ding, maar laat ons mekaar vermaan. Kan ek dit weer sê? Laat ons mekaar vermaan. Nou pastoor, jy en jou gemeente. Dominee, jy en jou gemeente. Wat jy ook al is, Jehovah, ou apostel, ek gee nie wat jy is nie. As julle by mekaar kom, die samekomste, vermaan julle mekaar, want die hele skrif is deur God ingegee, is nuttig tot lering, regwyse, vermaning, bestraffing ensovoort. Nee, pastoor, ons drink eerder tee voor die diens. Of koffie, want ons het almal koffiekroë. Ja, die koffiekroë het die altaar vervang. En die tafels om te eet, het die bidkamer vervang. Want dis al wat hulle doen. Hy sê die volk het gaan sit en geëet en gedrink en gespeel. En dis presies die kerk vandag. Ons moet opgaan na die huis van die Here, en die heel belangrikste iets in alles is, ons moet mekaar vermaan. Pastoor, maar dan gaan 'n groot tweedrag en partyskap sal veroorsaak. Dan is een van die twee kante verkeerd. Ja. Ek ben hulle slaan mekaar so met die vuis op. Dan is een van die twee kante verkeerd. Dit is 'n verdeelde koninkryk in daai gemeente. As jy nie vermaan kan word, die pastoor, en jou gemeente kan nie vermaan word nie, hoort jy nie op die kansel nie, en hulle hoort nie in die kerk nie.
Hy sê, en dit des te meer, na mate julle die dag sien naderkom, die wegraping. Maar wat het geword van die vermaning? Kom, jy wat so glo in die wegraping voor die verdrukking, vermaan julle mekaar. Kan ek weer te sê, hou julle op om te lieg vir mekaar. Julle praat uit die woord van God uit julle huiskerke en samenkomste, maar as julle praat uit die woord uit, dan lieg julle uit die woord uit, want julle praat uit die waarheid uit die woord. En nou sê hy Hebreërs 10 vers 26. En ek wil hê, jy moet nou baie mooi luister. Want die Here weet. Hy sê vermaan mekaar, maar hoor wat sê hy nou. Kind van God, hoor die woord van die Here. Moenie soos Moses en Aaron wees nie. Hoor die woord van die Here. Hy sê, want as ons opsetlik sondig, nadat ons tot die kennis van die waarheid gekom het, bly daar geen offer meer oor vir die sonde. Pastoor, opsetlik sondig teen die Heilige Gees? Nee, 1000 maal nie. Waarom moet ons mekaar vermaan in die kerk? Van die pastoor af tot die laaste een in die kerk. Waarom moet ons mekaar vermaan? Sodat ons nie opsetlik sondig nie. Pastoor, wat is die opsetlike sonde dan? Kom maar lees ek dit nou. Nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het. Dis opsetlik sondig. As ons die kennis van die waarheid ontvang het, en ons laat ons nie vermaan nie, hoor wat sê die woord van die Here in Hebreërs. Nou kan jy sê, ja, pastoor, maar ons kan nie mekaar oordeel nie. Halleluja, ek wil nou vandag vir jou sê, hou op die Here dien asseblief. Hou net op die Here dien. Want as jy dink jy gaan vry word omdat jy sê, ja, jy mag my nie oordeel nie. Ek meen, dan is jy besig om die hele saligheid mis te loop. Maar wat sê Paulus in Hebreërs? Halleluja. Waarom is die vermaning so belangrik? Prys die Here. Hy sê in dit 3. Hebreërs 3. Hy sê die 10de vers, daarom het ek vertorend geword op daardie geslag. Ek sê, altyd dwaal hulle met die haat, maar hulle het my weer nie leer ken nie. Sodat ek in my toorn gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Sorg daarvoor, nou, sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig geword het nie. As jy van die lewende God afvallig word, sê dit net een ding, ek luister nie meer na vermanings, teregwysings, al hierdie dinge wat die woord van die Here van praat het. Ek kan dit weer lees nou, maar dit meen, jy wil niks daarmee te doen het nie. Dan het jy afvallig geword van die lewende God. En hier kom die volgende ding. Hy sê, en vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat daar nie miskien deur verleiding kom van die sonde nie. Nou sê hy, in 10de vers, en 'n bose en 'n ongelowige hart, dit meen ons moet mekaar vermaan, sodat daar nie in my 'n bose en 'n ongelowige hart kom nie. Hoe? Halleluja. Hy sê, vermaan mekaar, sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word. Ja, maar steur dit met sonde te doen? Nee. Weet jy wat is die grootste misleiding? Het met Eva gebeur en met Adam gebeur. Nou, hulle was ongehoorsaam. En dis waarom die Here sê, hierdie volk dwaal met hulle harte, want hulle luister nie na my nie. Dis waarom die Here vir Moses sê, spreek die rots aan, moet hom nie slaan nie, spreek hom aan.
Halleluja, nee, vandag wil ons mekaar slaan. As iemand jou vermaan, dan wil jy hom slaan. As hy jou teregwys, as hy jou bestraf, weet jy wat is klaar in jou? 'n bose en 'n ongelowige, wat jy glo God se woord nie. Halleluja. So ek wil nou vandag vir jou sê, as jy in die vervolgkerk toe gaan, maak jou klaar om te vermaan en om vermaan te word. Halleluja. Weet jy wat? Ek is hier net dankbaar dat ek kan hierdie woord van God oordra. En wat jy daarmee doen, is jou saak. Maar ons moet opgaan na die huis van die Here, maar ons doen nie in die huis van God wat die woord sê nie. Dis al wat ons sê, seëninge, die Heilige Gees moet net oor, daar was so 'n wonderlike salwing geweest, dit was 'n wonderlike preek geweest, dit was dit geweest, en jy bly afvallig. Halleluja, kom ons gaan lees die woord van die Here verder. Dit meen, opsetlike sonde is dit, as jy tot die kennis van die waarheid gekom het, en jy doen nie die waarheid nie, en jy is nie gehoorsaam aan die waarheid nie, dan is daar geen offer meer oor nie. Ek wil nou vandag vir jou iets sê. Het jy geweet, dat die Here het gekom om te sterwe vir ons sondes? En daar is vergifnis elke dag. Daar is net een iets wat ons nie teen moet sondig nie, en dis die Heilige Gees, nie eintlik sondig nie, laster. Hy sê, maar die sonde teen die Vader en die Seun sal julle vergewe word. Maar daar is een iets waarvoor daar nie 'n offer is nie. As jy tot die kennis van die waarheid gekom het, en jy raak afvallig na die leuen toe, en die glo 'n leuen, dis opsetlik sonde. Kom maar sê ek nou vir jou. As jy jou kind regwys, en jy sê vir hom, jy gaan moeilikheid kry as jy dit en dit en dit doen, jy vermaan hom. Hy het tot die kennis van die waarheid gekom, dit is wat met my sal gebeur. En hy draai daarom, en hy gaan doen daai ding. Wat kan die vader en moeder nou vir hom doen? Niks, dit meen, daar is geen offer. Want die Here Jesus het nie gekom vir my en vir jou, dat wanneer ons afvallig word van die waarheid, dat die offer wat hy bring ook daarvoor werk nie. Daar is nie 'n offer as jy afvallig word van die waarheid nie. Daar is nie 'n offer nie. Jesus het kom sterwe. As jy afvallig raak van die waarheid, dan sondig jy opsetlik, en daar is vir jou geen offer. Ja, maar pastoor, ek praat nie van iemand wat teruggeval het in die wêreld, in die sonde ensovoorts nie. Ek het my lewe met baie van hulle te doen gehad. Weet jy wat? Die meeste teruggevallen is, het in sonde ingeval. Maar terwyl ek met hulle praat, uit die woord uit, dan praat hulle nog saam met die waarheid. Want hulle weet dat die waarheid is reg. Maar hulle doen nou net die sonde. Vir hulle is daar offer, want daar is 'n offer vir die sonde. Maar as jy afvallig word van die waarheid, en ek praat met jou oor die waarheid, en jy glo die waarheid nie, dan is daar vir jou geen offer nie. Pastoor, wat nou? Wat moet ek doen? Daar is die verlore seun. Hy moes eers tot homself kom. Hy kon gaan offer het vir sy sonde, maar hy het geweet, offer sal niks help nie. Hy moes tot homself kom en besef in watter toestand ek is. En hy sê, ek sal opstaan en teruggaan na die huis van my vader. As jy van die waarheid afvallig word, sal jy moet opstaan en terugkeer na die waarheid toe. Daar's nie vir jou offer nie. Jy kan al 1000 maal sondig en maak die saak nie. Die Here sal jou vergewe. Maar die hele wat die waarheid verdraai, daar's vir julle geen offer. Dit meen, as jy die waarheid verdraai, en as jy die waarheid nie lief het nie, kan die Here nie vir jou middelaar wees nie. Hy kan nie vir jou intree nie. Hy kan nie vir jou versoening
doen nie. Waarom? Want hierdie woord is die waarheid. En wie se woorde is hierdie? Dis die Vader se. Ek vra net vir jou. Halleluja. Hoe gaan die Here Jesus vir jou intree as jy teen die woorde van die Vader opgestaan het en die leuen begin glo? Wat gaan jy maak? Die Here kan nie intree nie. Is al wat die Here, en dit is vir my interessant, die Here eendag vir my in 'n gesig gewys, terwyl ek in die kerk gebid 4 in die oggend, daar in Wolmaranstad. En die Here praat met u oor hierdie ding waarmee ek met u praat. En ek sê, Here, maar hoe is dit moontlik dat daar 'n opsetlike sonde is waarvoor daar geen offer is nie? En toe wys die Here vir my. Jy kan al die sondes doen. En as jy na my toe kom, kan ek na die Vader toe gaan, jy kan deur my gaan en ek sal versoening vir jou doen, ek middelaar wees en alles wat ek kan vir jou doen, sal ek doen, sodat jy ontslae kan raak van die sonde. En die Here sê vir my, ek sien die Here Jesus in hierdie gesig. En die Here Jesus sê, kyk vir my, kyk wat volgende gaan gebeur. As jy van die waarheid afvallig word, as jy die waarheid nie meer glo nie, kan ek vir jou niks doen nie. En ek, in die volgende oomblik, toe stap die Here net so na die sykant. En ek sien die Vader, ek weet, ek kon hom nie sien nie, maar ek sien die beeld van die Vader. En die Here Jesus sê, as jy die waarheid nie glo nie, en jy staan teen die waarheid op, en jy verwerp die waarheid, en jy wil niks met die waarheid te doen nie, maar jy is besig met die leuen, nadat jy tot die kennis van die waarheid gedoen het, dan het jy direk met die Vader te doen, nie met my nie. So, dit meen, jy moet terugkeer na die huis van die Vader, en weer die waarheid opneem, dan sal die Here jou weer bekragtig, en dan sal jou ding weer aangaan. Maar tot dan toe, jy het met die Vader doen, ek wil nou vir jou sê, die woord is vol daarvan, die Vader sê, ek sal my volk oordeel, omdat hulle nie geluister het na my woorde nie. Die Here gaan jou nie oordeel nie. Die woorde wat die Vader gespreek het, dit sal jou oordeel die laaste dag. Dit sê die woord van die Here Jesus. Ek het nie gekom in die wêreld te oordeel nie. Hy sê, maar die woorde wat ek spreek, dit sal jou oordeel in die laaste dag. Want dit is nie my woorde nie, dit is die Vader sinne. So, opsetlike Sondag, vat Jesus uit die pad uit, as ek dit so kan uitdruk. En jy het te doen met die Vader, en jy sal nie voor die Vader verbykom, as jy sy woord ongehoorsaam is. Jy sal nie. Jy kan dit vergeet. Halleluja. En dis die opsetlike Sondag. Daarom sê hy die woorde, ek wil dit lees. Hy sê, as iemand die wet van Moses verwerp, sterf hy sonder ontferwing op die getuienis van 2 en 3. Hy sê die 29ste vers van die 10de hoofstuk Hebreërs. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die Seun van God vertrap? Net onthou, hy is die woord van God. En as jy nie na die waarheid luister nie, as jy na die leuen toe gaan, met al die leuns wat vandag verkondig word, dan raak jy afvallig van die lewende God. Dan sê hy, nou vertrap jy die Seun, want hy is die woord. En die bloed van die testament waar jy geheilig is, onrein ag, en die gees van genade gesmaak het. Hy sê die 30ste vers, want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here, en weer, die Here sal sy volk oordeel. Wat sê Petrus? Dis tyd dat die oordeel van God in die huis van God begin. Wat se oordeel? Die woord oordeel. God gaan sy volk oordeel met wat? Met die woord, want dis die Vader se woorde. Dis nie die Here Jesus in nie, hy het dit net kom uitspreek. En daarom sê, die woorde wat ek spreek, sal jou oordeel die laaste dag. Kom maar sê ek nou vandag vir jou, laat jou vermaan, laat jou self geoordeel word deur mense, maak nie saak nie, maak jou saak net reg met die Here, luister na God se woord, laat jy bestraf word, tereggewys word, vermaan word, dag vir dag. Moenie opsetlik sondig, deur ongehoorsaam te wees, aan die waarheid van God se woord. Daar is vir jou nie offer nie. Jy sal uit smarte kan terugkeer. Halleluja. Dan gaan hy verder en hy sê hierdie woorde in Petrus,
So laat dan ook die wat volgens die wil van God lê, hulle siele aan hom as die getroue skepper toevertrou het met goeie werk. Wat sê? Laat dan ook die wat volgens die wil van God lê. Kom maar sê ek, as jy volgens die wil van God lê, gaan jy vermaan word, bestraf word, tereggewys word, beledig word. Ek weet, al die goed sal met jou gebeur. Moenie dink, jy het die straf ontvlug, omdat die Here jou siel gered het deur sy bloed nie. As jy ongehoorsaam is aan God se woord, kan die bloed vir jou niks doen nie. Jy moet opstaan en teruggaan na jou Vader se huis. Hy sal jou ontvang en hy sal jou herstel op. Want jy het opsetlik gesondig. Die verlore seun het opsetlik gesondig. Want dit wat hy die heel laaste keer gesê het, hy het weggedwaal van die sonde wat hy gedoen, daar's vergifnis voor. Ja, maar hierdie seun wat lewendig was, het gesterwe. En toe hy tot homself toe kom en hy gaan terug na die Vader se huis toe, sê die Vader, ek het hom lewendig teruggekry. Jy kan nog lewendig teruggaan. Keer terug na die waarheid en luister na God se woord. Moenie al hierdie klomp leenpredikers glo nie. Halleluja. Prys die naam van die Here. Ek wil afsluit. En dit is wat die Here Jesus gesê het, ek oordeel hom nie, die woord sal hom oordeel die laaste dag. Nou die regterstoel van Christus is die woord oordeel. Petrus het die sleutels van die koninkryk, en ek wil vir u iets sê. As Petrus 'n ding gesê het, en jy luister nie daarna nie, dan word die koninkryk vir jou gesluit. Want hy het die sleutels. Paulus, hy sê as iemand meen hy's 'n geestelike man, dan moet hy erken dat die woorde wat hy geskryf het, bevele van die Here is. Die Here Jesus sê, omdat ek die waarheid spreek, glo julle my nie. Dit is net so. Die mense hoor die waarheid van God se woord en hulle glo nie God se woord nie. Halleluja. En dan sê hy, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. En dan sê hy natuurlik in 1 Timoteus 3 vers 15, maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, want die gemeente is van die lewende God 'n pilaar en 'n grondslag vir die waarheid. Baie mense verskil met jou op Facebook en ek myself ook. En as ek vir hulle vra, gee vir my die skrif oor dit wat hulle sê, of sit vir my die skrifte by, dan kan hulle dit nie doen nie. Maar hulle sal nie tot insig kom en die waarheid weer begin glo nie. Hulle sal bly by daardie leer. Dit meen hulle sondig opset. As jy nie vir my uit die woord kan wys dat dit wat jy sê reg is, dan is jy klaar besig om opsetlik te sondig teen die waarheid. Halleluja. En nou moet jy pas op dat jy nie op die punt staan om verlore te gaan nie. Halleluja. Jy kan vir my enigiets vra oor wat ek gepreek. Enigiets uit die woord nie. Ek sal vir jou die waarheid antwoord. Uit die woord. Want dit is baie belangrik. Halleluja. Wil dit weer sê, en dan natuurlik die gees van die waarheid, die Heilige Gees wat by ons is en ons sal leer lei in die hele waarheid. Prys die Here. Petrus sê, ek wil net hierdie versies lees. 2 Petrus 2 vers 20. Want as julle nadat die kennis van die Here en saligmaker Jesus Christus, wanneer julle tot daai kennis gekom het en deur daai kennis gekom het, die besmetting van die wêreld ontvlug het, julle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin, dan het vir julle die laaste erger geword as die eerste. Dit meen, as jy tot die kennis van die waarheid en geregtigheid gekom het, en jy dwaal weg daarvan, en
En die beland weer in die besmetting van die wêreld. Wat is die besmetting van die wêreld? Is die lustigheid van die duiwel om jou in die woord van God te laat twyfel en om leuns te glo uit die woord uit. As jy dit ontvlug het, jy keer terug. Hy sê, want dit sou vir julle beter gewees het as hulle die weg van geregtigheid nie geken het. Beter gewees het as jy die waarheid nie geken het. Beter gewees het as jy die weg van geregtigheid nie. Dit meen, as jy nooit by die Here uitgekom het, gered is, gedoop is, gevul is met die Heilige Gees ensovoorts, en jy raak nou afvallig van God en jy neem die leuen aan en die glo leuns wat verkondig word, dit sou vir jou beter gewees het as jy dit nooit deelagtig geword het, maar nou dat jy tot die kennis van die waarheid gekom het, kennis van geregtigheid gekom het, as dat hulle, nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is. Wat is die heilige gebod? Die woord van God wat aan ons oorgelewer is. Dit meen, die Here gee vir ons elkeen sy woord. Dit word aan jou oorgelewer. Jy kan daarmee maak wat jy wil. Ander prediker kan preek net soos hy wil. Jy kan daarmee maak, maar as jy besluit om die waarheid gehoorsaam is te wees, dan sal die Heilige Gees jou leer en lei. En wanneer jy na prediker luister, dan sal jy kan sien, maar hierdie man praat hierdie waarheid nie, of hy praat die waarheid. Dis aan jou gegee, nie aan 'n prediker om jou die waarheid te leer nie. Hierdie gebod is aan jou gegee. Jy het die Bybel by jou. Jy het hierdie woord. En tog net nie die nuwe vertaling nie, want dis 'n duiwelse ding. Afsluit. Maar oor hulle het gekom wat die ware spreekwoord sê. Die hond het omgedraai na sy eie uitbraaksels en die gewaste sog om in die modder te rol. Dit waarvan die Here jou uitgehaal het. Nie sonde. Ongeregtigheid. Om God se woord nie te glo nie. Om Jesus nie aan te neem nie. Dis waar die Here jou uitgehaal het. Uit daardie modder. Nie uit die sonde is niks. Die Here verlos jou daarvan. Maar uit die sonde van die ongeregtigheid om God nie te glo nie. Om te sê daar is nie 'n God nie ensovoorts. Dis die modder. Dan gaan jy terug daarna, want jy glo God se woord. Die oomblik as jy 'n verse God se woord nie glo nie, dan gaan jy terug na die modder. Halleluja. Maar ons glo vandag enige ding wat enige ene sê. So jy het die besluit. Here, ek wil U dien in gees en in waarheid, of Here, ek wil maar hier in die modder rondloop of terugkeer na my eie uitbraaksels goed wat ek self opgedis het voordat die Here my siel gered het ensovoorts. Jy het die keuse. Ek kan dit nie vir jou maak. En as jy voel jy het van die waarheid afvallig geraak, gaan terug na die huis van die Vader. Bely, sê ek is nie waard om die kind genoem te word, die seun te wees. Halleluja. As jy terugkom, sal die Vader jou met oop hande ontvang. Die sondaar. Ag, die man en vrou wat teruggeval het in die wêreld gesondig het. Is alwaar dat hy moet kom, hy kom net na die bloedoffer toe. En daar is vir hom vergifnis. Want vir sonde is daar 'n offer. Maar om van die waarheid afvallig te word, is daar geen offer meer nie. Want dis opsetlik. Halleluja. Onse Vader, baie, baie dankie vir die onfeilbare woord. Gee groot genade, Here, dat die kinders van die Here sal ophou om agter die leuen aan te loop. Want hulle loop agter die dood aan. Gee genade dat die wat die waarheid geken het en afgedwaal het, Here, laat hulle sal opstaan en terug sal gaan na die huis van hulle Vader. Ons wil U loof en prys, Here, dat daar by U altyd 'n uitkoms is. Gee genade dat daar nie in een van ons 'n ongelowige en 'n bose hart is sover die waarheid van die woord aangaan. Maar laat ons mekaar van dag tot dag vermaan. Here, dit maak nie saak waar ons by mekaar kom. Laat ons mekaar sal vermaan en vermaan en vermaan.
In Jesus naam en ons eer U daarvoor. Amen en amen.